Goeiemôre familie, dit is donderdag en ons is in ons week besig om te gesels oor volg of vermy. Ek wil vanoggend begin met 'n skrif. Spreuke 15:22 sê vir ons: Sonder raad misluk planne, maar met baie raadgewers slaag dit. Familie, 'n leier wat dink hy weet alles en niemand anders se raad is nodig nie, is 'n gevaar in die liggaam van Christus. Ongesonde leiers skep hierdie kultuur van vrees waar mense nie durf om te praat nie. En dit lei baie keer tot foute wat groot skade kan doen. Maar gesonde leiers verstaan dat hulle nie hulle eie roete kan bepaal nie, maar hulle moet aanspreeklik wees. Vandag gaan ons kyk hoe aanspreeklikheid 'n teken van 'n geestelike gesondheid in leierskap is. Nou, gesonde leiers soek verantwoordbaarheid. Gesonde leiers weet, hulle is nie perfek nie. Hulle laat mense toe om eerlik en soms baie hard met hulle te praat, terugvoer te gee, kritiek te gee, want hulle verstaan dat God die kerk as 'n liggaam ontwerp het waar verskeie lede mekaar kan verryk en regstel. En die Bybel toon dit aan met Dawid. Ons sien dat selfs 'n koning het 'n profeet nodig gehad om hom reg te wys. Ons sien in 2 Samuel 12 was dit Nathan gewees. En gesonde leiers weet dat verantwoordbaarheid is nie 'n teken van swakheid nie, maar van wysheid en van nederigheid. Ongesonde leiers skep 'n hof, en ek wil dit so stel vandag, 'n hof van ja-sêers. Almal moet net die hele tyd ja sê. Almal moet net die hele tyd sê dis reg so. En mense volg dan dikwels autoritaire leiers uit vrees. Dit lyk soos orde, maar wat gebeur? Die liggaam stagneer. Sonde kruip in, swak besluite word toegelaat, omdat niemand waag om die leier te korrigeer nie. En in 1 Petrus 5:2-3 waarsku Petrus ons teen hierdie leiers, om nie uit gierigheid of uit heersig op te tree nie, maar gewillig en met 'n voorbeeld te lei. En wanneer leiers hulle eie advies of kritiek ignoreer, loop hulle God se plan mis en beskadig mense rondom hulle. Maar wat doen aanspreeklikheid? Aanspreeklikheid bou vertroue. Wanneer 'n leier kan eerlik wees, kan eerlik luister, rekenskap aanvaar, skep dit 'n kultuur van integriteit. Mense weet, hulle word veilig gehoor en dat die leier se doel is om hulle op te bou, nie om hulle te beheer of te manipuleer nie. En vertroue groei wanneer mense sien dat leiers hulle eie swakhede kan erken. En dit gebeur om wat te doen? Om ander te leer, om ander te wys dat selfs die leier, selfs die een wat voorloop, sy eie swakhede kan erken. Praktiese voorbeeld van Paulus. Paulus was nie bang om sy eie foute en swakhede te deel nie. Jy kan gaan lees 2 Korintiërs 12 vers 7-10. Ons sien hier dat hy moes dikwels rekenskap gee aan die gemeentes wat hy gedien het. En dit het nie sy bediening verswak nie, inteendeel, dit het dit net versterk. Hoekom? Want die gemeente kon sien dat Paulus kan kwesbaar wees. Gesonde leiers volg hierdie selfde pad, 'n pad van kwesbaarheid, 'n pad waar hulle aanspreeklik gehou kan word. En hulle gebruik aanspreeklikheid dan as 'n brug na groei en na gesondheid. Want ons wil gesonde leiers wees. Vandag wil ek jou vra, is daar mense aan wie jy aanspreeklik gehou kan word? Is daar mense met wie jy jou kwesbaarheid kan deel? Wil jy vandag vra, waar in jou leierskap volg jy baie keer jou eie oordeel bo God se woord of bo die raadgewers wat hy in jou lewe geplaas het? En hoe kan jy in hierdie week 'n kultuur van integriteit en aanspreeklikheid in jou huisgesin kweek, en die span wat jy lei kweek, met jou man, met jou vrou kweek? Vra jouself vandag hierdie vraag. Doen nou selfondersoek. Want onthou, hierdie week kyk ons na die motief van die hart. Die motief van die hart lei ons na gesonde leierskap. En as daai motief verkeerd is, familie, gaan ons altyd ongesond lei. So ek daag jou vandag uit. Raak vandag bewus
dat aanspreeklikheid eintlik 'n geskenk is en nie iets is wat teen jou werk nie. Kom ons bid saam. Vader, op hierdie donderdag sê ons vir U dankie. U woord wat vanoggend uit is, U woord wat nooit ledig terugkeer nie. En soos wat Spreuke 15:22 vandag vir ons sê, mag ons die raadgewers wat in ons lewe geplaas word, gebruik, sien as 'n geskenk, sodat ons gesonde leiers kan wees en kan bly en kan word in hierdie wêreld. Toets vandag ons harte, Here, en lei ons na U wil toe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike donderdag beleef. Ek sien jou môre.